Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Toets ons stappery. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. 1 Petrus hoofstuk 4, verse 12 en 13. Die volgelinge van Christus weet min van die planne wat Satan en sy leerskare teen hulle smee. Maar hy wat in die hemele sit, sal al hierdie planne omverwerp vir die verwesenliking van sy diep planne. Die Here laat toe dat sy mense aan die vurige beproewing van die versoeking onderwerp word, nie omdat hy behaag skep in hulle nood en lyding nie, maar omdat hierdie proses noodsaaklik is vir hulle finale oorwinning. Deur God se magtige klower van waarheid is ons uit die steengroef van die wêreld geneem en in die werkswinkel van die Here gebring om voorberei te word vir 'n plek in sy tempel. In hierdie werk moet die hamer en bytel hulle deel doen, en dan kom die polering. Rebelleer nie onder hierdie proses van genade nie. Jy mag dalk 'n growwe klip wees waarop baie werk gedoen moet word, voordat jy voorberei is vir die plek wat God jou ontwerp om te vul. Jy hoef nie verbaas te wees as God met die hamer en die bytel van beproewing jou karaktergebreke wegsny nie. Hy alleen kan hierdie werk volbring, en wees verseker dat hy nie een nuttelose hou sal slaan nie. God het my gewys dat hy sy mense 'n bitterbeker gegee het om te drink, om hulle te suiwer en te reinig. Hierdie bitterbeker kan versoet word deur geduld, uithou vermoë en gebed. En dit sal sy beoogde effek hê op die harte van diegene wat dit so ontvang, en God sal geëer en verheerlik word. Dit is geen geringe ding om 'n Christen te wees en deur God erken en goedgekeur te word nie. Sy genade is voldoende vir al ons beproewinge, en hoewel hulle groter is as ooit tevore, as ons ten volle op God vertrou, kan ons elke versoeking oorkom en deur sy genade seëvierende aftree. Ons moet die volle wapenrusting van God aan hê en te eniger tyd gereed wees vir 'n konflik met die magte van die duisternis.